ons in hierdie oomblikke kan sing. Dat ons die voorreg het om U te kan ken, U naam te kan eer, U te kan loof. Vader, ons bid dat U in hierdie oomblikke sal verheerlik word in ons midde. Dat U sal spreek vanmôre, Here, deur die krag van die Gees, U woord. Dat U, Here, ook by elke lofprysing, elke aanbiddingsgeleentheid, Here, wat daar gestel word, verheerlik sal word. Leer U ons om te bid. Leer U ons, Here, om te aanbid. Leer ons, Here, om U naam groot te maak, om U te verheerlik, om die poorte in te gaan met lof. En verheerlik U self net, Here, terwyl ons U liefhet. Dankie dat ons kan bely, U het ons eerste lief gehad. Here, vanmôre wil ek vra dat U my sal berg onder die bloed en dat U hierdie woord, Here, in die harte vanmôre sal sit. Dat elke persoon wat hier teenwoordig is, U teenwoordigheid sal ervaar, elke mens wat op die platform sal inskakel om hierdie boodskap te luister, wanneer ook al, Here, dat U teenwoordigheid so kragtig daar sal wees, dat hulle ook, Here, sal hoor wat U vir hulle sê. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam en die volk van die Here sê amen. Baie dankie, kan U sitplek neem. Loof die Here. Baie dankie aan ons wonderlike musiekspan. Ons waardeer hulle. Ons eer die Here ook vir elkeen van hulle. Is die harte vanmôre nog op lyn met die Here? As hy nie is nie, gaan hy na hierdie diens wees. Sê vir die ou langs jou, ek sien uit wat die Here vir my gaan sê. O, nee. Pastor Anton, ek dink jy moet weer 'n paar dinge hiervoor wys hoor. Hulle wys nie net, hulle maak nie net so as jy bedien nie hoor. Hulle maak soos ek preek ook hoor. Al verskil is, ek kan hulle arm nou hier in die gang hou, want ek kan saggies praat en hard praat en skrik maak en al die gewe jy nou nie daar agter die gitaar kan doen nie, maar baie dankie, die Here bless julle almal. Is julle harte vol van die Here? Prys die Here. Ek weet nie of julle daaraan, of dit besef nie, en ek myself, ek dink nie ons besef nie, laat ek my eerder so uitdruk. Hoe bevoorreg ons is, hoor het ek sê, hoe bevoorreg ons is om God te kan ken nie. As mens net deur sy woord gaan en mens lees sy woord, en 'n ou is net so 'n bietjie ingestel op die Heilige Gees, dan is hierdie boek nie net 'n boek nie, maar dis die handleiding tot die lewe. En vanmôre se boodskap wat ek vir jou gaan preek, ek wil jy moet by my bly, want ek gaan 'n pad met jou loop, amper tussen twee uiterstes. En ek wil hê jy moet my volg op hierdie pad, sodat jy die impak van dit wat die Gees van die Here in my gees gesit het, kan ontvang vanmôre. Moenie vanmôre vaskyk teen tyd nie. Moenie vanmôre vaskyk teen, of laat ek eerder sê, verdwaal raak in jou eie gedagtes terwyl die woord uitgaan nie, want dan gaan jy goedjies mis. Maar bly vir die volgende, hoe lank het ook al gaan vat, gefokus, sodat jy kan hoor wat die Gees van die Here vanmôre vir jou sê. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, het ek al net trane gestort voor die Here, omdat God se woord, God se metodiek, God se sisteme so onverklaarbaar diep is, dat 'n mens dit nie met jou kop kan uitredeneer nie. Dis hoekom Paulus op 'n plek kom in die boek van Romeine en hy uitroep oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Dan sê hy dat hierdie kennis van God is ondeurgrondelik. Dis onnaspeurlik is hy wie het die gedagte van die Here geken, ja, wie was sy raadsman gewees? Maar syne is die heerlikheid tot in ewigheid. En daar dieselfde plan wat Paulus daar sien met betrekking tot Israel en
die heidene, want dit is wat gemaak het dat hy uitbreek in daardie loflied. Toe hy die volle prentjie verstaan en sien as 'n fariseer, opgelei as 'n skrifgeleerde, by uitstek verbind tot die Ou Testament. Toe snap hy in een oomblik hoe groot God se planne is vir ons lewens. Want God het 'n plan met my en God het 'n plan met jou. En al wat hy eintlik vir ons vra is gehoorsaamheid. En baie keer gaan mense probeer om hierdie plan van God met jou lewe in die wiele te ry, of hulle gaan jou ontmoedig. Ek wil jou vanmôre vra, as jy seker is wat die Here vir jou gesê het, bly in dit en doen wat die Here van jou verwag. Maak jou Bybel vir my oop in die boek van Lukas, die 15de hoofstuk. Nee, ekskuus, die 5de hoofstuk. Miskien moet ek my bril opsit, dan gaan ek dalk kan beter sien. Lukas 5. Ek gaan 8 verse saam met jou lees, want ek wil hê jy moet die totale perspektief verstaan van wat hier gebeur. Lukas 5 vanaf vers 1, as julle reg is, as julle agter op die bord reg. Julle is donker daar agter, hoor. Jy moenie bekommer, net solank julle my kan sien. OK, hulle sê is reg. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, wat gebeur hier? Die skare vra hom om met hulle te praat oor die woord van God. Gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van daardie land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat jou nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Sê bietjie niks gevang nie. Ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarom wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus, ekskuus tog, en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Die teks van my oordenking is vers 8, toe Simon dit sien. Toe val hy voor die Here Jesus neer en hy sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Vader, ek wil bid, dat u net, Here, hierdie woord sal vat en elke woord sal salf. U woord is in elk geval gesalf, maar dat u die lippe van die diensknegt sal salf met die Heilige Gees en dat u deur my sal spreek dit wat u tot ons harte wil bring vanmôre, dat u gedagtes sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan u, dat u ons sal afsonder in die paar oomblikke wat voor lê, Here, om te hoor wat die Gees van die Here aan elkeen van ons sê, in Jesus se magtige naam, en ek dank u daarvoor, Vader. Amen. Ons is tans besig op die reeks van die jaar, naamlik die jaar van 'n nuwe begin, of die jaar van 'n nuwe deurbraak, jy kan dit maar noem soos u wil. En ek wil vanmôre hierdie boodskap titel, die deurbraak wat Petrus se lewe verander het. Die deurbraak wat Petrus se lewe verander het. Nou, so baie keer in my eie lewe, en ek glo ook in u lewe, vervaag, ja, miskien nie by julle nie, dalk is dit net by my, maar so dikwels sien ons
in ons eie bestaan van ons menswees, dat die vuur van die Heilige Gees wat in ons by bekering en wedergeboorte aan die brand gesteek is, somtyds so bietjie vervaag. Nou wie van u het dit al ervaar? Kom aan, steek maar jou hand op as jy eerlik wil is, moet nou net nie lieg nie. Okay? Ek dink nie, sit iemand hier, tensy jy nog nooit 'n vuur gehad het nie, uit die aard van die saak. So, ek wil nou nie vra wie is daar nie, want dan vat ek dalk die Bybel en ek loop maar. Okay? Maar baie van ons, of almal van ons, het een of ander tyd in ons lewe ervaar dat, toe ons God ontmoet het, dat daar iets niets in ons lewe gebeur het, en dat 'n nuwe passie en 'n nuwe ywer en 'n nuwe vuur ontstaan, en dan kom ons oor die verloop van tyd, en dan kom ons agter, maar waar is daar die ywer, waar is daar die vuur wat ek daar aan die begin gehad het? So die dag toe ons die Here Jesus ontmoet het hy letterlik ons uitkyk, en dit het met my gebeur, hy het my uitkyk op die lewe totaal verander, en ons prioriteite het geskuif, omdat ons Jesus se liefde vir ons lewens ervaar het. Nou ek het gesien oor die jare in die bediening, dat baie mense kom tot bekering, maar hulle prioriteite skuif nie. Baie mense kom tot bekering, maar God word nie eerste nie. En ek dink dit is wat die Here vanmôre met my en jou wil deel, dat ek en jy dit kan verstaan. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Met ander woorde, weet wat belangrik is, en dan doen jy wat belangrik is, en dan sal God die addisionele seëninge vir jou gee. En baie mense in die kerk van Jesus sukkel om Christus hulle eerste prioriteit te maak, omdat ons die gelykenis van die saad en die saaier het, en hierdie saad val, daar's hoeveel sade is al wat val, die wat uit langs die pad val, en die voëls kom, en die wat op die rotsagtige gedeelte val, maar dan is daar die wat in die onkruid val, en hulle groei, en hulle kompeteer met hierdie onkruid, en dan maak die Bybel radikale stelling, hulle groei, maar daar's geen vrug nie. En so dikwels is dit hoe die meeste Christene lyk. Hulle is vrugteloos in hulle lewe, want hierdie wêreld absorbeer alles in hulle binneste, om hulle aan die gang te hou, en hulle lewend te hou, en uiteindelik dan sien ons dat daar nie geestelike vrug in daai mense se lewens is nie. Ons het in die begin die Here Jesus voluit gedien. Ons het soveel as moontlik, en ek praat nou van toe ons tot bekering gekom het, ons het soveel as moontlik van al die kerkaktiwiteite begin bywoon. Ons het betrokke geraak in bedieninge. Weet jy, daar's baie mense wat selfs die bidure bygewoon het. Ons het ander vertel van ons bekering en ons ondervinding met Jesus. Maar so dikwels sien ons dat hierdie vuur, hierdie ywer wat God in ons harte gesit het, plateau. Dit raak afgeplat, hoe langer ons gaan op die pad, hoe meer verantwoordelikhede ons by die wêreld kry, hoe meer ons daar by die werk betrokke raak. 'n Man trou en 'n vrou trou, hulle het kinders, en die kinders begin die tyd opneem. Dit word geabsorbeer, en dan gaan hulle skool toe, en dan okkupeer die skool alles. Okay, ek weet nie of julle dit verstaan nie. Goed, julle wat nou nie kinders het nie, jy gaan dit nie weet nie. Okay. Dis nie soos in ons jare nie. Jy ry met 'n fiets skool toe, jy sit hom daar in 'n hok, jy sluit hom nie toe nie, jy los hom, en vanmiddag klim jy op jou fiets en jy ry huis toe, en dan sal daarom so 15 ouens so 'n bietjie rugby speel. En so 'n paar meisies, ek weet nie of hulle is aan die span van 'n netbal nie, en daar was nie goed soos hokkie nie, daar was so 'n bietjie koor, en sulke koor, die ons het te goor gesing het die koor gesing, so, as 'n paar van hierdie goed. Maar dit het nie jou lewe geabsorbeer nie. Dit het nie jou lewe van jou af weggeneem, en die ouers se lewe van hulle ontneem nie. Maar in vandag se tyd is dit so, dat nie net ons skole nie, julle jou werk. En weet jy wat nog? Jou selfoon. Kom aan. Want mense bel wanneer hulle wil, en ek het hulle al getime, die beste tyd wat hulle jou sal bel, is op 'n Vrydag aand, of op 'n Saterdagmiddag, of op 'n Saterdag aand gaan hulle jou bel,
Of deur die aand, hulle die hele dag tyd, hulle het 5 dae in die week tyd, maar hulle gaan jou bel op 'n tyd, wat hulle nie besef, hoorie, jy moet ook een of ander tyd bietjie met jou vrou en kinders praat nie. Nou daarmee sê ek nou nie, bel my nie. Okay? Maar julle, ons moet ook 'n bietjie dink. Baie dankie Magda, sit ons om hier, gee hom vir my aan. Magda is bang, ek gaan my hier uit asem uitbreek, baie dankie. Sy is bang ek moet daai olie drink. Miskien moet ek, want dan gaan jy die anointing voel, hoor. En hy gaan glad wees, hy woorde gaan net so vloei. Jy al gesien as 'n kar 'n bietjie olie gekry het, jy hoor hy enjin is stil en alles is reg en hy gaan net, nee. Okay. So ons kom op 'n plek baie keer wat ons hierdie ywer wat ons het verloor. Ons verantwoordelikheid en die verpligtinge van hierdie wêreld raak meer en so dikwels is dit wat die vuur in ons harte uitblus en hierdie ywer van God wat in ons is, iewerster van ons steel en ons daarvan ontneem. Ons almal beleef dit. Ek glo nie is iemand wat dit nie beleef nie. Want ons gaan deur fases in ons lewens en dit hang af wat se fase jy in is. En daar is sekere fases wat meer tyd van jou verlang en meer energie van jou verlang as ander. En mense, dis dinge wat ons dikwels nie kan afwegkom nie. Dis hoekom Paulus 'n belangrike stelling maak en hy sê, koop die tyd uit. Want die dae is boos. As ek en jy nie die tyd gaan uitkoop om God te dien nie, dan gaan die wêreld ook die bietjie tyd wat vir jou oor is, dit ook absorbeer. So koop die tyd uit. Ons gebedstyd neem af. Ons tyd in die woord word vervang met ander goed. Ja, en deesdae is dit ons nou al hierdie advertensies en hierdie bemarkingsdinge wat op Takealot en YouTube en ek weet nie wat so goed alles nie, alles daar. Okay? Facebook, se marketplace. En daai goed is verslawend. Want jy soek iets, maar jy soek nie regtig iets nie, maar jy kyk wat is daar. Okay? Klere. Kom aan vroue. Hierdie rok is goedkoop. Ek weet nie wat hy moet kos nie, maar dit lyk vir my ook so. So koop maar eerder daai en is daar by Queens of waar jy ook al koop. Okay. So kyk na dit. Ek wil jy moet hierdie beginsel verstaan. Ons getuienis raak stil. Ons is te bang om vir mense te vertel dat Jesus is my God. Ons betrokkenheid in die kerk neem af. Hoor jy wat ek sê? Ons betrokkenheid in die kerk neem af, omdat daar net nie meer tyd is om hierdie goeters te doen nie. En al hierdie dinge stel ons bloot aan die versoekinge van die duiwel. Die oomblik wanneer dit gebeur, dan raak jy 'n teiken. Jy raak 'n oop teiken vir die duiwel en letterlik omdat hy net hierdie gaping sien, want die oomblik as jy minder begin bid, minder begin woord lees, minder in God se dinge betrokke is, dan is daar 'n opening om iets in jou pad te skuif wat die bietjie tyd wat jy vir God gehad het ook by jou gaan steel. Stel ons bloot aan versoekinge wat ons maklik, hoor my mooi, aan 'n versoeking wat my maklik kan laat struikel. En ons ontneem van Jesus se oorvloedige lewe. Hoe besiger ons in Christus is, hoe minder ruimte is daar vir die duiwel om in te kom, en daar's nie tyd vir jou om aan sy dinge te dink en betrokke te raak met daai goed nie. Nou in die boek van Lukas kan ons Jesus se lewe en bediening, en ek wil jy moet dit nou vanmôre verstaan, in volgorde lees. Het jy gehoor wat ek sê? In die boek van Lukas, wie van u het al die Bybel gelees, en ek praat nou van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en dan sien jy dat die gebeure binne in daardie boeke lyk vir jou of dit op verskillende plekke geplaas is binne die geskiedenis van daai era. Kom aan, het jy dit al agtergekom? Maar in die boek van Lukas is daar 'n stelling wat Lukas maak, wat ek en jy vanmôre moet verstaan, en ek gaan van daardie stelling afwerk vanmôre. En hoor wat sê hy hierso in Lukas 1 vers 3. En hy praat met Theophilus, wat 'n hooggeplaaste koninklike amptenaar was, wat tot redding gekom het, en opgelei en geleer was binne Christus se totale bestaan en wat Jesus kom doen het.
Nou skryf hy aan hierdie Theophilus in vers 4b en hy sê, ek het hierdie dinge vir jou in volgorde opgestel, hoogedele Theophilus, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waarin u onderrig is. So wat doen Lukas? Hy sê vele mense het Jesus se lewe opgeteken in 'n boek. En hy verwys na Matteus en hy verwys na Markus en hy verwys na Johannes. En hy sê daar is mense wat Jesus se lewe opgeteken het. Maar Theophilus, ek gaan met jou praat, ek gaan vir jou 'n boek skrywe. Ek gaan vir jou 'n verhaal van Jesus in volgorde neersit, sodat jy presies kan verstaan dit waarin jy onderrig is, sodat jy kan verstaan en weet waaroor dit presies gaan. In Matteus 4 vers 18 tot 22, of tot vers 27, en Markus 1 vers 14 tot 20, vind ons die roeping van Jesus op die eerste 4 disippels. Nou vir u wat die koninkryksboodskap deurgegaan het, die lering sal sien, ons gebruik Markus as die intreeskrif om die hele koninkryksboodskap te launch. Nou in Matteus 4 vanaf vers 18 en Markus 1 is dit 2 parallelle gedeeltes binne hierdie 2 skrywers se boeke wat die lewe van Jesus uitwys. Markus 1 vers 14 sê, en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, dubbelpunt, die tyd is vervul, met ander woorde, God se tyd het gekom. Weet jy, kind van die Here, God het 'n tyd vir jou lewe. God het 'n beplanning en 'n tyd vir sy beplanning vir jou lewe. Jy loop 'n pad met die Here en dan gebeur daar dinge waar die Here besig is om jou te rig. Hoekom? Sodat die deure wat hy oopmaak vir jou sal oopgaan en die deure wat hy toemaak vir jou sal toegaan. So die Here, jy moet dit verstaan vanmôre, want daar's 'n skrif wat sê, die regverdige beplan sy weë, maar God rig sy voetstappe. En hoe rig die Here ons voetstappe? Hy vat jou op 'n pad wat hy weet, wat hy jou lei, en dikwels is daai pad wat hy jou vat, maak nie vir jou sin nie, jy sal dit nie verstaan nie, en dinge is nie vir jou duidelik nie, jy weet dit is wat God vir jou gesê het, dit is waar jy moet uitkom, maar jy weet nie hoe gaan jy dit regkry nie, en jy verstaan nie hoe jy daarby gaan uitkom nie, al wat jy weet is, jy het die eindpaal waarin jy moet beweeg, maar God se tyd het vir jou aangebreek om te doen wat jy moet doen. En jy gaan dit beleef waar jy ook al is. Ek onthou so 'n jaar of 2 terug, Lorinda, ek weet nie hoe lank terug, en skies dat ek jou nou gebruik, toe bel sy my eendag en sy sê, hoorie, kan ek jou kom sien, en sy is omtrent in trane, en ek sê vir haar, kom praat met my, want sy is een van my lieflingssusters in hierdie kerk. Ek het gesien hoe die Here haar totale lewe vasgryp en dit transformeer, en sy kom sit hier voor my en sy sê, weet jy wat, dit is wat ek moet doen, maar ek weet nie hoe nie. Ek weet nie, ek is bang. En al wat ek weet is God gesê het, as jy weet, dit is wat die Here sê. Ek sê, maar het die Here vir jou gesê, ja, ek het soveel dae daaroor gevas en bid, en dis die skrifte wat die Here my gegee het, en jou skrifte wat God vir jou gegee het, gaan nie vir 'n ander ou noodwendig sin maak nie, kind van die Here. Jy moet net in jou hart weet, dis wat die Here gesê het. En uiteindelik kom sy, en sy maak 'n radikale besluit in haar lewe, om haar eie besigheid te begin, en ons sien hoe dat die Here net eenvoudig in daardie proses inbeweeg, en sy lewe vandag nog, okay? Sy is nog nie met ons. Sy is nog nie geconsume nie. Sy is nog nie weg nie. Sy het nog nie al alles verloor nie, want God is in beheer, die oomblik as jy weet wat God met jou wil doen, man. So bly by die Here. Daar sit ou Lisa, ek moet vir haar, ekskuus Lisa, ek gaan nou ook nog 'n ou lieflingssuster van my. Sy was Vrydag, het sy haar ingehardloop by my, en weet jy, sy is altyd so opgewonde oor die Here. Jy kan maar gaan kyk, praat bietjie met haar, dan sien jy die ywer en die vuur in die Here, en sy keer die mense rondom haar om. En sy sê, weet jy, dit is wat die Here vir my gesê het, en dit is wat ek voel die Here vir my gesê het, maar hier's nou goed wat nou hier gebeur, en nou weet ek nie, wat moet ek doen nie, en al wat ek vir haar sê is, bly wat die Here vir jou gesê het. Moenie afwyk nie, hoekom? Want daar is struikelblokke wat vir jou gesit gaan word, kind van die Here, hoekom? Want hy wil jou van trek af kry, maar God het 'n plan met jou lewe, en hierdie skrif sê, hoor wat sê hy sê, en die tyd is vervul.
Daar gaan 'n tyd kom in jou lewe waar jou droom by God se kalender vervul sal word en God in jou lewe gaan doen wat hy wil doen as jy by hom bly en jou hand in sy hand is. Weet dit net. Verstaan dit vanmôre. So moenie bekommerd wees oor die pad wat jy loop nie. Al is dit vol klippe, al is dit 'n grondpad. Ons is so gewoond aan goeie teerpaaie, dat grondpaaie is nie vir ons lekker nie. OK? Waar was jy 'n cruiser ry? Nou het ek nie meer een, ek ry dan met 'n Datsun en dis rof. OK. So luister baie mooi. Die tyd is vervul. Watter tyd? Van die koninkryk en die koninkryk van God, God se heerskappy het naby julle gekom. Die tyd is vervul dat God sy koninkryk vir julle gaan wys. Die tyd is vervul dat sy koninkryk vir julle gaan oop word. Julle gaan verstaan waaroor gaan sy heerskappy. Nou is daar 'n opdrag. Bekeer julle. En glo die evangelie. Die woord evangelie beteken good news. Nou wat is die goeie nuus? Die tyd is vervul en die koninkryk van God, dis die goeie nuus, het binne jou bereik gekom, want dis wat die woord naby beteken. Dis binne jou bereik. Die koninkryk is nie die hemel per se alleen nie. God se koninkryk beteken sy heerskappy van die boek van Genesis 1 af tot aan die laaste vers van Openbaring, want Dawid skrywe, en ek dink is Psalm 145 wat hy sê, u koninkryk is 'n koninkryk deur al die eeue, u koninkryk is 'n koninkryk dwars deur al die geslagte, want God heers van die begin tot die einde. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die alfa, hy is die omega kind van die Here, hy is jou leidsman, hy is jou verlosser, hy is jou God, hy is jou skepper, man. Bly by hom. Ja, jy gaan dit dalk nie verstaan, jy dalk nie die krag nie. Hoeveel keer bid ek nie in hierdie dae, Here, ek het nie meer die krag wat ek gehad het nie. Ek het nie meer die spoed wat ek gehad het nie. Here, help my, want U het vir my 'n opdrag gegee en ek weet nie hoe om eruit te kom nie. Ek weet nie om soontoe te gaan nie, Here. Al wat ek weet is U het vir my gesê, doen wat jy moet doen. Dis nie 'n lekker pad nie. Dis nie 'n lekker pad nie. Maar die Here maak deure toe. En hy maak ander deure oop. En ek en jy moet in gehoorsaamheid deurstap. En terwyl hy langs, hy preek hierdie boodskap, en nou loop hy langs die see van Galilea. Sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die skei te gooi. Want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle op Pisou, kom agter my aan, follow behind, walk back, loop agter my. En ek sal maak, hoor mooi, wie vat verantwoordelikheid? Wie vat verantwoordelikheid? Jesus. En ek sal maak, dat julle, wat word? Kom aan, praat met my. So wie is die vissers van mense? Die moet wie hy praat. Ek sal maak, dat julle vissers van mense word. Dis 'n belofte. So met ander woorde, God sê vir Petrus, en God sê vir Andreas, dat hulle vissers van mense, dat hy van hulle vissers van mense sal maak. Nie 'n carpenter nie, nie 'n bankamptenaar nie, nie iemand wat by die tolhek sit nie. Hy sal van hulle 'n visser van mense maak. Petrus, en dan loop Jesus 'n bietjie verder, en dan kry hy vir Johannes en Jakobus, en hy sê vir hulle presies dieselfde woorde. So Petrus, my mooi hoor nou, volg my, Andreas, Johannes en sy broer Jakobus reageer onmiddellik, hoor my mooi, op Jesus se oproep. Hoe weet ek dit? Want vers 18 sê, en dadelik
Nou mamma, as jy gaan weet wat beteken hy woord dadelik. Want as jy nou regtig gevra het dat die gloeilamp verander moet word, en 6 weke gaan verby en hy's nog nie verander nie, dan gaan jy op 'n kol kom met jy vir jou man gaan sê, jy moet dit nou dadelik doen. Wat impliseer dit? Of jy roep hy lekker kind wat so lekker woelig in die gang is, en wat sê jy vir hom? Jy moet nou dadelik hier kom. Ok? Wat beteken dadelik? Nou. So kom ons kyk wat sê hy. En dadelik, wanneer? Nou, onmiddellik, het hulle al net te laat staan en hom gevolg. Met betrekking tot Johannes en Jakobus sê Jesus in vers 20, en dit is nou Petrus en Andreas in vers 18, en dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hulle vader Zebedeus met die gehuurde mense, hulle los hulle besigheid saam met hulle vader, in die skuit laat staan, en hom gevolg. So wat doen hulle die oomblik toe Jesus vir hulle sê, kom agter my aan? Wat doen hulle? Hulle is gehoorsaam, hulle verlaat dit waaraan hulle gewoond is, en hulle volg hom. So hierdie mense gee alles prys, en volg Jesus onmiddellik. Nou is daar 'n vraag wat in my hart opkom. En as ek hierdie vraag nie deur die Heilige Gees gekry het nie, sou dit my nooit gehinder het nie. So dalk het jy nog nie hierdie vraag gekry nie, maar ek gaan hom nou vir jou gee. Dan het jy hom. Wat is hierdie vraag? Die vraag wat ek wil hê jy moet vanmôre vir jouself afvra. Hoe neem 4 manne, 2 in hulle eie besigheid, 2, hulle was, die Bybel sê hulle was maats, hulle was vriende. Hoe neem Petrus en Andreas met hulle eie skuit, en daarna Johannes en Jakobus, wat vir hulle pa in sy besigheid werk, wat 'n groot vissersbesigheid gehad het, want hy het gehuurde mense wat hom help. Hoe neem hierdie 4 mense so 'n radikale lewensbesluit in een oomblik om dadelik alles te los en Jesus te volg? Kom aan, hoorie wat ek vir jou sê. Jy sit môre daar by die werk, en hier kom 'n ou by jou en hy sê, hoorie, kom agter my aan. Los alles. Gaan jy hom volg? No way. Gaan jy jou besigheid los? No way. Jy gaan nie. So wat veroorsaak dat hierdie 4 mense so 'n radikale besluit in hulle lewe neem? En dis waarop ek wil stil staan vandag. Reg aan die begin. En nou moet jy my volg, want nou gaan ek geskiedkundig met jou praat. Reg aan die begin in Johannes 1 vers 35. Sien ons dat Jesus weer na Johannes die doper toe gaan nadat hy gedoop is. So met ander woorde, Jesus het na Johannes die doper gekom, en Johannes die doper het hom gedoop, en dan sê die volgende skrif vir ons hier, en die volgende dag, Johannes 1 vers 35, en die volgende dag, wanneer? Die dag daarna, het Johannes weer daar gestaan waar hy gedoop het die vorige dag, waar Jesus na hom toe gekom het, as julle by, het hy weer daar gestaan, en 2 van sy disippels, van wie sy disippels? Van Johannes se disippels, en 2 van sy disippels het saam met hom daar gestaan, en toe hy, dus Johannes, Jesus sien wandel, sê hy kyk vir Jesus, wat wandel daar langs die Jordaan, hy sien hom raak, hy fokus op hom, en in sy gees verstaan hy, en weet hy na die doop, en alles wat daar gebeur het, Jesus is die een, wie se weg hy moes gelyk maak. Dan kom Johannes en hy roep die volgende woorde uit, hy sê, daar is die lam van God,
vers 36, en die 2 disippels het hom dit hoor sê, en Jesus gevolg. So wat doen hier die eerste 2 disippels? Hulle is daar by die doop waar Jesus gedoop word. En wat doen hulle? Hulle volg Jesus. Nou moet jy mooi verstaan, dat hierdie skrif, en die skrifte wat ek nou vir jou gelees het, is nie dieselfde tyd nie. Het julle my gehoor? Want anders dan gaan jy dit nooit verstaan nie. Jy gaan dit nooit gryp nie. Hierdie 2 skrifte, hierdie skrif en Matteus het ek jou nou en Markus het ek nou vir jou gelees, Matteus 4 en Markus 1 se tydsbedeling verskil, en ek gaan dit met jou raak vanmôre. So kyk mooi. So met ander woorde, hy kom en hy sê, daar is die lam van God, en die 2 disippels hoor hom, en hulle het Jesus gevolg. So met ander woorde, en die vraag is dit dieselfde tyd, is dit dieselfde gebeurtenis as Matteus 1 vanaf vers 14, of Markus 1 vanaf vers 14 en Matteus 4? Nee. Nie daai deel, is nie dieselfde tyd nie. Julle moet dit verstaan. Okay. Andreas en Johannes, dis die 2 disippels wat daar gestaan het. Andreas en Johannes was die eerste volgelinge wat Jesus gevolg het by die Jordaanrivier toe hulle gehoor het dat Johannes die doper sê, daar is die lam van God. Die Bybel sê, en hulle het agter Jesus aangehardloop. En toe Jesus hom omdraai en hy sien, toe sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle vra, dit amper bietjie kras, né? Wat soek julle? En hulle sê vir hom, waar is u tuis? Hoekom? Want as u die Messias is, as u die lam van God is u die Messias, en as u die Messias is, wil ons met jou praat. Ons wil meer weet. Ons wil uitvind. En weet jy wat gebeur? Jesus sê, kom kyk. Kom. En sê nie vir my en jou elke dag kom kyk nie. Sê nie elke dag vir ons, kom praat met my nie. Sê nie elke dag vir ons, hoorie, ek wil met jou praat nie. Ek wil tyd met jou spandeer nie. En hier sien jy, sê vir hulle, kom kyk. En die Bybel sê, en daardie dag het Jesus saam met hulle deurgebring. Wie is die hulle? Andreas en Johannes. Okay? Is julle by my? Volg my net asseblief, moet tog net nie verloor nie. Nie maak soos Anton gemaak het nie. Hoor mooi. Andreas en Johannes was Jesus se eerste volgelinge. En Jesus spandeer daar die res van daardie dag om met hulle te praat. En wat doen hulle dan? Andreas gaan haal sy boetie. En wat is sy boetie se naam? Simon, wat Petrus geword het. En wat doen Johannes? Hy gaan praat met sy boetie. Okay? Nou kyk wat staan hier. Wat sê Andreas vir Petrus? Vers 43. Ons het die Messias gevind. Julle, daar's 'n baie diep betekenis in daai sin. Wat het hierdie 4 manne, hulle is meer, hulle is 5 uiteindelik, wat het hulle by die Jordaan gaan doen? As Andreas vir Petrus sê, kom moet, ons het die Messias gevind. Wat het hulle daar gaan soek? Hulle het die Messias gaan soek. Want as die voorloper, Johannes die doper, as hy op die lappe verskyn het, en duisende mense na hom toe kom, en hulle bekeer, dan verstaan die publiek, dat as die voorloper, die wegbereider, in die teenwoordigheid is, dan beteken dit dat die Messias moet iewers wees. En hulle het gekom om met Johannes te praat, hulle wou hierdie Messias leer ken, hulle wou hierdie Messias vind, en Andreas kom, dis hoekom hulle hoor, daar is die lam van God, toe hardloop hulle agter Jesus aan, en ongeag toe hy omdraai en sê, wat soek julle, het hulle besluit, ons gaan met hom praat.
Hulle kom by Jesus uit. En hy sê vir hom, ons het die Messias gevind. Hier ontmoet Petrus en Andreas, dis die implikasie, en Johannes, en Filippus, en Nathanael, reg aan die begin van Jesus se publieke bediening, ontmoet hulle met Jesus hoor my mooi, voor enige wonderwerke. So met ander woorde, hulle staan net hier op die woord van Johannes die Doper. Hulle hoor dit. Hulle kom by Jesus uit. Daar is die wonderwerke wat plaasvind nie. Hulle glo op grond van Johannes die Doper se woord. En die Here en hulle sê vers 52, van nou af, sê die Here vir hulle, en hy praat hier met Nathanael, van nou af sal julle die hemel geopen sien en die engel van God opklim en neerdal, hoe? Op die seun van die mens. So met ander woorde, wat gaan hulle sien? Hulle gaan die koninkryk gemanifesteer sien in Jesus se lewe. Dis wat hy vir hulle sê. Groot dinge gaan gebeur. Julle moet oplet. Dit wat nou gebeur het. Nathanael, ek het jou gesê, waar jy onder die boom gesit het, ek jou klaar gesien. Moenie vashou aan hierdie dinge nie. Julle gaan groter dinge sien as dit. En wat is hierdie leer waarvan hy praat? Dis Jakob se leer, wat die hemel en die aarde verbind. En 'n kort tyd daarna, nadat hulle hierdie woorde gehoor het, gaan hulle na Kana toe, eintlik 'n paar ure daarna. En wat doen Jesus in Kana? Hy doen sy eerste wonderwerk. Hy verander water in wyn. En van hier af gebeur 'n klomp dinge. En ek gaan nou sommer net vir jou punt 1, 2, 3, 4, 5 neem, dat jy net kan sien wat is die verloop van gebeure nadat die Here Jesus daai ouens ontmoet het by die Jordaan, nadat hy die water in wyn verander het in Kana. Kyk wat gebeur nou, en ek gaan dit vir jou noem, 1, 2, 3, jy kan dit maar neerskryf as jy kan. So na die troue, gaan Jesus en sy familie en sy disippels vanaf Kana na Kapernaum. Die Bybel sê vir 'n kort tydjie. Nommer 2. Hy keer terug na Jerusalem en reinig die tempel. Ek weet nie of julle weet nie, hy het die tempel 2 keer gereinig. Julle weet dit nie, maar ek sê dit nou vir julle. Okay? Hy reinig die tempel. Nadat hy die tempel gereinig het, is dit Paasfees. En Johannes 2 vers 23 tot 25 sê, en baie wonders het deur hom plaasgevind. En na aanleiding van die wonders en die tekens, kom Nikodemus, die owerste, die hoof van die Joodse raad. Na die wonders en tekens, nadat hy dit gesien het vroeër daardie dag, kom hy in die nag na Jesus toe. En hy maak 'n stelling en hy sê, ons weet dat 'n gewone mens hierdie dinge nie kan doen nie, maar net 'n mens wat van God gekom het, waar kry hy hierdie krag vandaan? En Jesus en Johannes se bediening, die volgende stap, nadat Jesus met Johannes die Doper gepraat het, leer die kronologie vir ons dat die volgende stap is dat Jesus en Johannes die Doper se bediening loop hand aan hand. Jesus doop op een plek en Johannes die Doper loop op een plek. Daai bediening van Johannes die Doper loop leeg en die mense begin Jesus volg. Het julle dit al gelees? En die disippels van Johannes is ontstel daaroor. Ek het nou daaroor gepreek so ruk terug. Maar hoekom? Want die tyd is vervul. Okay, die tyd is vervul. Nadat hulle net letterlik nadat hulle bediening saamgeloop het, word Johannes gevange geneem en die Bybel sê hy word onthoof. Wat gebeur dan? Jesus verlaat Judea en gaan terug na Galilea. En Jesus, die volgende stap is
ontmoet op die pad terug na Galilea, ontmoet hy met die vrou by die put, om met die mense in Samaria te ontmoet. Nadat hy met haar ontmoet het, sê hy die volgende stap, keer hy terug na Galilea in die krag van God se gees. Kan jy sien, daar is die koninkrykskrag. So hoe keer hy terug? Onder die salwing van die Heilige Gees, onder die krag van God se heerskappy, onder die heerskappy van God se koninkryk. Die 10de ding is, in Kapernaum, dan is hy daar, genees hy die seun van 'n koninklike beampte. Hy gaan na Nasaret en word verwerp, na sy eie tuisdorp. En dan die 12de ding wat gebeur is, hy verlaat Nasaret en gaan woon in Kapernaum by die see van Galilea, sodat die profesie vervul kan word oor Sebulon en Naftali, dat hulle 'n groot lig sal sien. Staan in die boek van Jesaja. So hy gaan bly daar by die see. En nou wil ek hê jy moet saam met my weer lees deur Lukas die 5de hoofstuk. So met ander woorde, alles wat ek nou vir jou gegee het, die totale verloop van gebeure wat ek nou vir jou in punte uitgesit het, is wat hier gebeur. Nou is ons by Lukas die 5de hoofstuk, vers 1. En toe die skare by hom aandring, om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê, want die vissers het hulle van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare vanuit die skuit geleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele dag, die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help, en hulle het gekom en al 2 skuite vol gemaak sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, wat doen hy? Hy val voor die knieë van Jesus neer. En hy sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. So kan jy sien, voor Lukas 5, voor Matteus 4, want Lukas 5, Matteus 4 en Markus 1 is dieselfde tyd. Maar voor die roeping van daardie 4 langs die see van Galilea het 'n klomp dinge gebeur. Hulle het Jesus by die Jordaan ontmoet. Hulle het die wyn gesien verander by Kana. Hulle het die seun van die hoofman van Kapernaum gesien. Hulle het 'n klomp dinge gesien in Jerusalem waar hy baie wonders gedoen het, waar Nikodemus in die nag na hom toe gekom het, lank voor hierdie gebeurtenis. So iets gebeur wat hulle trigger. En ek wil dit vandag vir jou wys, ek wil vir jou wys wat hier aangaan. Na 'n nag se harde werk, daar breek 'n dag aan in 4 mans se lewens. 'n Dag waar 'n nuwe begin vir hulle lewe aanbreek. Daar kom 'n nuwe deurbraak vir Petrus en Andreas, vir Johannes en Jakobus. 'n Oomblik toe hulle in hierdie teenwoordigheid van Jesus, wat hulle al voorheen leer ken het, wat hulle al voorheen ontmoet het, wat hulle al voorheen in aksie gesien het, wat hulle sy woorde gehoor het, wat hulle sy prediking gehoor het, breek daar hier in hierdie hoofstuk 'n oomblik aan van deurbraak. Kan jy sien, dikwels verstaan ons nie dadelik nie. Dit maak nie altyd vir ons sin hoe God werk nie. En ewe skielik, dan is dit asof daar 'n lig aangaan en ons verstaan wat God besig is in ons lewe. Daar breek 'n dag aan vir hierdie 4 mense, waar hulle die belangrikste besluit van hulle hele lewe moet neem. Na 'n nag se harde werk en geen vangs nie, spoel hulle die nette uit om dit gereed te kry vir die volgende vangs. Dan verskyn Jesus
daar op die strand en hy kies Petrus se boot. Let mooi op, hy kies Petrus se boot, daar 2 bote gestaan, hy vat Petrus se boot. Om die skare vanuit die vlakwater, julle moet dit mooi lees, vanuit die vlakwater te leer. Want daar's 'n betekenis daarin. God skryf niks verniet nie. Onthou die detail. Kyk in die scenery wat hier gebeur, hier's 2 skuite, hy kom by hulle, hy preek vir hulle die koninkryk van God, en hy sê vir Petrus, hy klim in Petrus se skip, en hy sê vir Petrus, vervaar net 'n bietjie in hierdie water, en hier's te veel mense hier, dat ek met hulle kan praat, en hy bedien hulle op die koninkrykskrag van God. Hy kies Petrus se boot. Let op die boodskap wat hy preek. Markus 1 vers 14. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo hierdie woord, glo hierdie boodskap. Hier is die opdrag. Jesus sê vir hy skare, maar hy sê ook vir Johannes, en hy sê vir Petrus, en hy sê vir Andreas, en hy sê vir Jakobus, hierdie woord geld vir julle ook, bekeer julle, maar onthou, hulle het reeds Jesus ontmoet daar by die doopwater. Bekeer julle. Glo hierdie evangelie. Dit was Jesus se boodskap aan hierdie 4 manne, dis wat hulle hoor, dis vanuit hierdie woord wat hulle ontvang vanuit die skuit van Petrus, wat hier iets in hulle harte begin gebeur. En dan kom die opdrag aan Petrus. En toe hy ophou met spreek, toe hy klaar gepreek het, in die skuit aan die mense, sê hy vir vers 4, Lukas 5 vers 4, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. Kyk Petrus se antwoord. Vers 6. Simon antwoord, meester, Rabbi, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord, wat hy voorheen in werking gesien het, wat hy voorheen by die water en wyn gesien het, wat hy gesien het by die baie wonderwerke wat Nikodemus ook gesien het, wat hy gesien het by die genesing van die hoofman se seun, maar op u woord sal ek dit laat sak. So hoe laat sak hy dit? Op grond van Jesus se opdrag. Dan ervaar hulle God se koninkrykskrag eerstaans in hulle eie lewe, wat naby hulle gekom het. Hulle is in hierdie boot op die diep water. Vers 6. En toe hulle dit uitgooi, of toe hulle dit gedoen het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle nette wou skeer. Wat het hulle die hele nag gedoen? Vis gevang en niks gekry nie. Wat doen hulle op die woord van die Here? Hulle gooi die nette in en die nette wil skeer. Kyk wat gebeur nou in Petrus se hart. Vers 8. En toe Simon Petrus dit sien, wat sien hy? Die krag van die koninkryk. Die koninkryk in aksie. God se heerskappy deur Christus. Kan jy dit sien? En toe hy dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my, Here. Gaan weg van my, Here. Hierdie hele omvang van hierdie gebeure doen iets in die innerlike mens, die geesmens van Petrus. En toe ek hierdie woord lees, toe dog ek, Here, want die woord Here beteken letterlik verlosser. En ek dog dat ek net seker gaan maak, want in Afrikaans is dit Here. Met ander woorde, toe hy hier op sy knieë val en hy sê, Here, gaan weg van my, wat sê hy vir hom? Here, sê hy vir hom, verlosser, gaan weg van my. Toe verskil die woord. Die woord Here hier is nie dieselfde woord Here as Jehovah nie.
Hoor wat dit beteken? Kyk, die oriëntasie wat hier uitkom in die hart van Petrus. Die woord Here hier beteken the possessor of a thing. The owner, one who has control of the person, the master. Him to whom the person belongs. Ek lees dit. Dit tref my. Senter tussen die oë. Wat gebeur met Petrus? Petrus val voor Jesus neer. En hy sê vir Jesus, U is meester van alles. En die woord meester beteken eienaar. U is eienaar oor die visse. U is eienaar oor die beeste op die veld. U is eienaar oor al die diere. U is eienaar oor hierdie heelal. Maar Here, in hierdie geval is U nie net eienaar oor alles nie. Weet jy, Here, ek het iets geleer by jou nou. U is eienaar oor my lewe. Ek behoort aan jou, Here. U het my gemaak. U is my skepper. U is my God. U is my Here. U is my meester. Ek behoort aan U, Here. Wat wil U hê moet ek doen? Dan draai Jesus om. Die Bybel sê, en die ander was deur verbaasdheid aangegryp, dieselfde as Petrus. En dan draai hy om, en hy sê vir hulle, kom agter my aan. Hoekom? Want nou het julle bely, julle het erken, julle tot die punt in julle lewe gekom. Ek is nie meer net Jesus daar ver nie. Ek is nie net meer hierdie Messias wat julle verwag nie. Ek is die koning van die konings en die God van alle gode. Ek is die Here van die Here en ek het gekom om julle vry te maak. Ja, maar ek het gekom om julle te gebruik. Ek het gekom om julle te lei. Ek is julle meester. Kom loop agter my. Waar ek gaan, sal julle gaan. En waar ek loop, moet julle loop. En as 'n belofte, ek sal maak dat julle vissers van mense word, wat baie meer is hierdie miserabele visse is in hierdie net, man. Ek wil vir julle gee wat ek vir julle beplan het, want my tyd is vervul vir julle lewe, kind van die Here. God wil doen 'n nuwe era, 'n nuwe deurbraak. Breek deur in hierdie 4 manne se lewe. En die Bybel sê, en Petrus en Andreas staan op en hulle los hulle skei en hulle volg Jesus. En hy loop 'n paar oomblikke aan en hy kom by die ander twee en hy sê vir hulle, en hulle sê hulle los hierdie skei van hulle vader en al die gehuurde mense in daai besigheid en hulle begin Jesus volg, man. Wat 'n wonderlike geleentheid. So kan jy sien, daar was 'n verloop van tyd voordat hierdie manne hierdie radikale besluit in hulle lewe kon neem. Hulle moes die krag van die koninkryk in hulle eie lewe eers sien werk. En so volg hulle Jesus oral waar hy gaan. Letterlik dag en nag. Tot by die kruisiging. Maar die aand voor die kruisiging sê Jesus vir sy disippels, julle gaan aanstoot aan my neem. Wat beteken dit? Julle gaan julle rug op my draai. En Petrus is ontstel oor Jesus se woorde. En wat roep hy uit? Ek sal u nooit verloon nie. Al moet ek met my lewe boet. Wat sê Jesus vir hom? Sê dit weer. Voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Toe hulle Jesus gevange neem is Petrus en hy trek sy swaard en Jesus bestraf hom en sê, dis nie ons werk nie, want my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My Vader kon vir my 'n legioen van engele gestuur het, maar ek is hier om God se plan in vervulling te bring.
sit jou swaard terug in sy skede. En nou sit hulle om hierdie tafel, reg voor die kruisiging, waar Jesus die nagmaal instel, en die Pasga afsluit. En hy sê, julle gaan my verraai. Een van julle gaan my verraai, die ander van julle gaan aanstoot neem, julle gaan my verloon. En Petrus rebelleer en hy sê, Here, ek sal nie, al moet ek my lewe gee. En Jesus sê, Petrus, sal jy dit nie doen nie? Maar voordat hierdie haan kraai, in hierdie môre uur, gaan jy my 3 maal verloon. En julle ken die verhaal. Hy sit daar in die binnehof van Pilatus se paleis, en 'n diensmeisie kom, en ander kom, en sê, hy is ook een van hulle. En wat doen hy? Hy ontken dit. Matteus 26 vers 74 sê, toe begin hy homself verwens. En die oomblik toe hy dit die 3de keer ontken, toe kraai die haan, en die Bybel sê, en toe onthou hy Jesus se woorde. Kyk wat doen hy. Toe begin hy homself verwens en te sweer, ek ken hierdie man nie. En dadelik het die haan gekraai, en Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het, en hy het buitentoe gegaan, en bitterlik geween. In die tyd wat hulle saam met Christus geloop het hulle alles gesien, so gewoond geraak aan al hierdie goed, dat hulle eie geloofslewe ook afgeplat het. Kan jy dit sien? Die vuur wat daar aan die begin was, het ook afgeplat. En daar op in die tuin van Getsemane, bid Jesus en sy sweet verander in bloed, en dan kom hy by hulle, Petrus en Johannes en Jakobus, en hy sê vir hulle, waarom waak julle nie, julle slaap, dan bid saam met my, waak en bid, dan sê hy, julle moet bid dat versoekinge, nie julle pad langs kom nie, en hulle bid nie, want hulle slaap. En wat gebeur hier? Die Satan versoek vir Petrus en die ander apostels. En vir Petrus is dit die grootste teleurstelling in sy hele lewe. Hy het Christus verloon. En dan kom die opstanding uit die dode, die kruisiging en die opstanding. En Jesus verskyn aan die disippels 2 keer. Petrus en Johannes hardloop tot by die graf, hulle sien die graf is leeg, en hulle is bly. Maar diep, in hy man se hart, is daar 'n stuk gebrokenheid, wat hy nie kan oorkom nie. Hy kon dit in sy eie gees verwerk, dat hy die Here so verloon het nie. Dit raak hom in sy menswees, tot so 'n mate, so diep, dat in Johannes 21 vers 3 volgende woorde uiter, en Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, al die ander, ons gaan ook saam met jou. Nadat Jesus uit die dood het opgestaan het, was dit nog nie genoeg nie. Hulle verstaan nog nie die hele prentjie nie. Wat doen Petrus? En die skaamte in sy gees, oor sy sonde, en die skaamte in sy menswees, omdat hy die Christus van hom eenkant toe gestoot het. Hy kry dit nie verwerk in sy kop nie, sy hart kry dit nie uitgesorteer nie. So wat doen hy? Hy ontvlug. En die enigste plek waarin hy kan ontvlug, is dit wat vir hom bekend is, dis waarin hy opgevoed is. En hy keer terug na sy boot toe. En hy sê vir die ander, hy sê nie vir hulle, julle moet saam met my kom nie, hy sê vir hulle, ek gaan visvang. Ek wil net wegkom hier, ek kan hierdie goed hanteer nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie waar om te gaan nie, ek weet hy het vir my gesê, jy gaan 'n visser van mense word, maar kyk waar is ek, kyk hoe voel ek kan nie daarby uitkom nie, Here.
Jy het my geroep, Vader, vir 'n werk. Ek is onwaardig. Ek het daai dag vir jou gesê, gaan weg van my, Here, want ek is onwaardig. My natuur, Vader, my menswees is te swak. Hoekom het jy my nie toe weggestuur nie? Hoekom het jy my die pad laat loop? Hoekom het jy toegelaat dat ek jy verraai, dat ek jy verloon? Waar was jy, Here, my gees? Hoekom het jy toegelaat dat hulle jy kruisig? Ons dog dan hy is die Messias. Hier staan Petrus, in die warbel van sy gedagtes, in die omvang van sy gebrokenheid, kan hy hierdie saak nie hanteer nie, en al wat hy kan doen is, ek moet vlug, ek moet wegkom, ek moet daar 'n plek toe gaan waar ek ken, waar ek nie hoef te wonder wat ek moet doen nie, waar ek weet hoe dit werk. Ek gaan visvang. Nou wil ek vir jou lees, vanaf vers 4 tot 17, Lukas in Johannes 21. Vers 4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Hoekom nie? Want sy voorkoms was nie sy ou voorkoms nie. Hy was verheerlik. Wat sê Jesus vir hulle? My kinders, het julle nie iets om te eet nie? My kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hoekom? Want hy hou hulle dop. Hy sien hulle. Hy sien die boot is leeg. Het julle nie iets om te eet nie? Simon Petrus sê vir hulle, ekskuus, waar is ek nou? Vers 4. Dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het dit nie geweet, vers 5. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee, Here. Nee. Nee, Here, nie, net nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Julle, hierdie mense is op pad uit. Hulle is naby die strand. Amper op dieselfde plek by die vorige gebeurtenis waarvan hy vir hulle gesê het, van hier vandaan na die diep water, daar waar hy gestaan het om hulle te leer, waar hy gestaan het om hulle uit die boot uit te leer en te sê, die koninkryk het naby julle gekom. Hulle is nou daar. Nou praat hy met hulle, het hulle niets om te eet nie? En hy sê, nee, Here. My kinders, het julle iets om te eet? Julle antwoord nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse wat hulle nie meer in staat was om in te trek, nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, en dis Johannes, aan Petrus, dit is die Here. Die een aan wie ons behoort. Dit is ons verlosser, die Messias. Dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bokkleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het by die skuitjie gekom en met die net van visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle, bring die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel dit so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet, en niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie, omdat hulle wist dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Wat gebeur hier? Presies dieselfde omstandighede wat by die begin van die eerste deurbraak plaasvind, vind hier plaas, kind van die Here. Hier's 'n tweede deurbraak in Petrus en Johannes en Jakobus en hierdie manne se lewe. Hulle kom op 'n plek daar in die begin wat hulle verstaan het dat hulle behoort aan Jesus, en hulle is nou hier wat hulle almal Jesus verlaat het, en hier staan Jesus nou op die strand en hy sê vir hulle, kom eet. Wat doen Petrus? Die Bybel sê,
Toe hy wis dat die Here was, toe trek hy sy boekleed om, want hy was naak. En wat doen hy nog? Hy spring in die see. Want Petrus weet nie hoe om Jesus in die oë te kyk nie. En terwyl die skip uitgaan met die wind, en die nette sleep, en amper op die land is, toe is Petrus ook omtrent daar. Hy vat hierdie net en hy help hom om hy land, om hy net uit te sleep, 153 visse later. Sit hy voor Jesus, en hoor wat sê Jesus vir hom. Simon, kyk, hoe spreek hy hom aan? Simon, seun van wie? Van wie? Van wie? Van wie? Hy sê dit net 2 keer vir hom. Waar Jesus die openbaring gehad het van wie Jesus is. Jy is Simon Petrus, die seun van Jona. Ek sê vir jou, op hierdie rots, gaan ek my gemeente bou. Simon, seun van Jona. Hoekom sê hy vir hom hier, op sy pa se naam? Het is duidelik, dat sy oorsprong uit die profeet Jona uitkom. En wat het Jona gedoen, toe God vir hom gesê het, om vissers van mense te gaan maak in Nineve? Hy spring oorboord. Want hy wil dit nie doen nie. En Petrus spring oorboord. Want hy kan nie sien, dat hy hierdie opdrag in sy lewe kan deurvoer. Nadat hy dit gedoen het, wat hy gedoen het nie. En 3 keer sê hy vir hom, seun van Jona, het jy my lief. Die 3de keer sê hy vir hom, seun van Jona, het jy my waarlik lief. En in skaamte sit hierdie man. Hy sê, Here, U weet dat ek U lief het. U weet dat ek U lief het. Maar Here, hoe kan ek vir U sê ek het U lief? Ek het jou gelos. Ek het jou verlaat. Het is vir my beter om oorboord te spring en soos 'n Jona weg te gaan kruip, sodat jy maar iemand anders kan stuur, want Here, ek sien die kans nie. Want ek weet nie hoe nie. Want hoe kom ek by my gewete verby? Hoe kom ek by my hart verby, Here? Hoe kom ek by daardie daad verby waar ek gefaal het, nadat ek gesê het, ek sal my lewe gee? Sê Jesus vir hom, ek is 'n genadige God, wat groot is van goedertierenheid, en my liefde en my trou is tot in alle ewigheid. Ek weet waar jy is. Ek weet van waar af jy kom. Maar ek weet meer as dit. Ek weet wat ek vir jou lewe instoor het. Jy sal by kerk lei, en duisende mense sal deur die geestelike net wat jy uitgooi,
Moenie vaskyk teen jou swakheid nie. Moenie vaskyk teen jou foute nie. Moenie vaskyk na jou onvermoë nie. Het ek nie gesê ek sal maak dat jy 'n visser van mense word nie. Miskien is jy vanmôre stukken, omdat jy Jesus teleurgestel het. Ek sit hier vandag en ek kyk na hierdie kerk wat 1000 mense kan hanteer. Dan sê ek, Here, waar is hulle? Ek het jou geval. Ek het jou geval. En al wat hy sê is, ek sit daar met jou nie. Weet jy, ek voel liedjes vir die Here. Skies dat ek voel soos ek voel vir julle, nie vir hom nie. Maar dit raak my hier. Skielik verstaan ek iets. God het 'n plan. En God gaan sy plan deurvoer in my lewe, maar ook in jou lewe. Of ek dit wil vat, of ek dit kan vat, of ek dink ek kan dit nie vat nie. Hy gaan dit doen want hy het dit gesê. Dieselfde geld vir jou. Miskien sit jy vanmôre hier, bedroef. Praat met 'n pastoor 'n week of 2 gelede. Hy sê vir my, Henry, daar was 'n tyd toe ek ure voor God gestaan en gevas en gebid het. Hy sê ek het so besig geraak in die wêreldse werksaamhede, binne my werk, binne kerkverpligtinge, dat waar ek 2, 3, 4 ure op 'n dag gebid het, bid ek minder as 'n halfuur. Hy sê, weet jy wat, in daai halfuur kan ek nie eens bid nie. Ek sê van pastoor, moenie bekommerd wees nie. Ons almal gaan deur dit. Maar daar's 'n boodskap vir my en vir jou. God kyk nie na my swakheid nie. Hy kyk na sy purpose, sy doel in my lewe. En ek en jy moet besluit, gaan ek dit vat, of gaan ek dit nie vat nie? Kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Ek weet nie so laat dit nou is nie. Al wat ek jou vra is vanmôre, Pastor Anton, jy kan vorentoe kom. As jy vanmôre vereenselwig met hierdie woord, as jy vanmôre vir die Here sê, Here, jy het 'n plan met my, maar ek sien dit nog nie in sy volheid deurbreek nie. Ek weet nie hoe nie. Speel vir my asseblief wat dan. Ek gaan nou vir jou ook bid. Is daar iemand in hierdie kerk, ek wil nie vir jou vra, steek jou hand op nie, ek wil vir jou vra, kom staan hier voor. Wat sê, Here, ek soek die plan vir my lewe. Is daar vanmôre so iemand wat sê, Here, ek wil kom. Is daar nog iemand? Kom ons bly ons in aanbidding. Sê, Here, ek wil God se plan vir my lewe vervul. Moenie bang wees nie, kom. Kom. Ek gaan nie die uitnodiging rek nie. Ek het niks om op te wek in jou gees verder as hierdie woord wat ek jou gegee het, as dit jou nie opwek nie. Dan is jy of reg, of jy verstaan nog nie wat God wil doen nie. Pastoor, vir my na vore kom wat hy is, asseblief.
ook van die voorbiddingsspan. Gaan heel eerste vir Anton salf. Hy het heel eerste opgestaan vanmôre, pastoor. Ek weet nie of hy opgestaan het om hier nou toe te kom nie, of hy opgestaan het, my nie so gelyk nie. Ek salf jou in Jesus naam om te gaan doen wat jy moet doen. Breek die deur. En Anton en Cindy se lewe. En die opdrag wat jy vir hulle gee. Is my gebed in Jesus naam. Dankie Here. Thank you Jesus. Bly hulle in sang. U kan staan terwyl ons sing.